Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Het jy al ooit opgelet hoe maklik ons onsself etiketeer? Ons sê ek kan nie, of ek is nie goed genoeg nie, of ek is nie die tipe mens wat dit ooit sal kan doen nie, of ek sal nooit verander nie. Die vreemde ding is dat niemand so gebore word nie. Geen baba wat probeer loop, val een keer neer en dan besluit hy, wel, ek is nou maar net eenvoudig nie gemaak om te stap nie. Nee, jy staan op en hulle probeer weer en weer totdat hulle dit reg kry. Maar iewers langs die pad begin ons klein onsigbare bordjies om ons nekke hang. Ek dink aan die storie van 'n meisie met die naam Katrein. En toe sy in graad 2 was, moes sy by die skoolkonsert sing. Sy het haar woorde vergeet en 'n paar kinders het gelag en die onderwyser het haar vinnig van die verhoog afgehaal. En daardie dag, sonder dat sy dit besef het, het sy 'n klein bordjie om haar nek gehang wat gesê het, ek kan nie sing nie. Jare later, toe iemand vra of sy by die kerkkoor wil aansluit, het sy net gelag en gesê, nee wat, ek kan nie sing nie. Toe 'n bevordering by die werk beskikbaar raak, ek is nie 'n leier nie. Toe sy oorweeg word om verder te studeer, ag ek is nie slim genoeg nie. Toe sy droom om haar eie besigheid te begin, ek is nie daardie tipe mens wat dit ooit sal regkry nie. En stadig maar seker het haar lewe vol bordjies geraak, van ek kan nie, of ek is nie, of ek sal nooit. Totdat sy eendag haar oupa gaan besoek het, en haar oupa was een van daardie mense wat meer wysheid in sy stilte gehad het, as wat ander in duisende woorde kon uitdruk. Hy was besig om sy tuin nat te maak, en toe sien hy iets pla haar. Oupa het sy gevra, dink jy sommige mense is eenvoudig nie gemaak vir sekere dinge nie? Hy het nie dadelik geantwoord nie, hy het haar eerder na 2 klein eikeboompies geneem, wat langs mekaar gegroei het. Die een was sterk en regop, en die ander een was kleiner en skeef. Hoekom lyk hulle so verskillend, het sy gevra. Haar oupa het net geglimlag en gesê, toe hierdie een nog klein was, het hy na die kleiner boom gewys, het iemand per ongeluk 'n emmer bo op hom neergesit. En vir maande lank het hy nie gegroei nie, met die idee dat dit sy grens van die wêreld is, daai emmers. Katrein het net gelag en gesê, maar oupa, bome weet nie sulke goeters nie. Nee, het hy sag gesê, maar mense doen. Hy het verder gesê, die gevaarlikste woorde in die wêreld is nie, ek het misluk nie, maar dit is, ek is. Want ek het misluk, beteken jy gaan weer probeer, maar as jy sê ek is 'n mislukking, beteken dit jy gaan nooit weer probeer nie. Hy het haar aangekyk en gesê, Katrein, baie van ons leef met identiteite wat uit oomblikke gebore is. 'n onderwyser se opmerking, 'n verhouding wat jou seer gemaak het, 'n besigheid wat misluk het, 'n fout wat jy gemaak het. Ons verander ervarings in identiteite. Ek het misluk word, ek is 'n mislukking. As ek afgekeer word, dan sê ons, ek is ongewens. Ek weet nog nie hoe nie word, ek kan nie. En daardie aand by die huis, het sy begin dink aan al die bordjies wat sy al jare lank met haar saamgedra het. En skielik het sy besef, die meeste daarvan was nie feite nie, dit was stories. Ou gevolgtrekkings en stories wat jy kan herskryf as jy wil. Die Bybel sê in Spreuke 23 vers 7, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Wat ons oor onsself glo, beïnvloed hoe ons leef. Maar die wonderlike ding van God, is dat hy mense nooit by hulle etikette ontmoet nie. Moses sê, ek kan nie praat nie, maar God sê, ek sal by jou wees. Gideon sê, ek is die swakste, wie gaan my volg? God noem hom dapper held. Jeremia sê, ek is te jonk, en God antwoord en sê, moenie sê, ek is te jonk nie. Dis amper asof God voortdurend verkeerde bordjies van mense se nekke afhaal. Want hy sien nie net wie jy vandag is nie, hy sien wie jy kan word. Sielkundiges noem dit 'n groei ingesteldheid. Die besef dat ons nie vasgevang is in ons huidige vermoëns en situasies nie. Ons kan leer, ons kan groei en ons kan verander. En die evangelie vat dit nog verder. Dit sê dat jou identiteit nie deur jou mislukkings bepaal word nie, nie deur ander mense se opinies nie, nie deur jou verlede nie, maar deur die een wat jou geskep het. So miskien is die vraag vir jou vandag, watter bordjies dra jy nog om jou nek van, ek kan nie, of ek is nie goed genoeg nie, en ek sal nooit verander nie. Want dalk steel hierdie bordjies nie net jou selfvertroue nie, dit steel ook jou toekoms. Miskien is dit tyd om vandag een bordjie af te haal. Nie deur voor te gee, jy het al die antwoorde nie, maar deur die een klein woordjie by te voeg. In plaas van, ek kan nie, sê, ek kan nog nie. In plaas van, ek is nie goed genoeg nie, sê, ek groei nog. Want die verskil tussen waar jy vandag is en waar jy môre kan wees, lê soms in een klein woordjie, nog. Jy hoef nie vandag alles te wees wat jy eendag gaan word nie. Jy hoef net op jou net
net op te hou om jou toekoms te laat steel met woorde wat God nooit oor jou uitgespreek het nie. So haal die bordjies af, stap uit onder die emmer wat jou dalk jare gelede oor jou lewe geplaas is. Want jy is nie vasgevang in wie jy gister was nie. Met God is jy altyd besig om te word wie hy jou bedoel het om te wees. En dalk begin jou volgende hoofstukke die oomblik wanneer jy ophou sê ek kan nie en begin sê met God se genade leer ek nog en daar is 'n toekoms vir my. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.